Goeienaand, beloveds, wat 'n voorreg is dit dan nou weer eens op hierdie pragtige maandag aand om u te groet. Amen. Dit is nogal koud hier buite en aan God al die ere, want hy het die wonders kom doen. Amen. Daar's 'n lied wat sê, in the presence of the Lord. He's in this place. En toe die skrywer hierdie lied skryf, Carlton Pearson, toe sy in 'n plek van sy lewe waar hy homself nie wil bevind nie, waar hy die evangelie bevraagtekend, veral oor die wie ingelaat gaan word in die hemel en wie nie ingelaat gaan word nie. En hy skryf hierdie lied, in the presence of the Lord, he's in this place. Hy sê vir hom is dit belangrik om eerder nou genoegsame tyd in God se teenwoordigheid deur te bring. Amen. As om hom te bekommer oor wie ingaan en wie nie ingaan nie. Amen. Op die einde van die dag, my liewe vriende, bly dit ons elkeen se verantwoordelikheid om te sorg dat hy sy saak by die Here reg het, sodat wanneer die bassein sal blaas, dat daar nie twyfel in sy verstand moet wees, of hy in sal gaan of hy nie in sal gaan nie. Ons moet onsself gereed kry. Weereens baie dankie vir hulle wie so gereeld inskakel. Spesiale dank aan familie, ek dink die vrou se naam is Susan. Amen. Wie 'n wonderlike hartverwarmde boodskap gestuur het en haar dank uitgespreek het oor die woord van die Here op hierdie platform. Amen. And we just give God the glory. Soos ek altyd sê, op hierdie platform gaan dit nie oor die likes, of wie dit like en wie dit nie like nie, of wie dit share en wie dit nie share nie. My assignment op hierdie platform is net om die woord van die Here aan ons mense deur te gee. En jy sal nooit weet hoeveel sit met hy honger, hoeveel sit met vrae wat onbeantwoord is, mense wat nie meer kerk toe wil gaan, as gevolg van sekere goed A, B, C wat gebeur nie. Amen. En ek dank God dat daar clarity gegee word op hierdie blad waar die woord van die Here gepredik word. Amen. Weereens aan God al die ere. Hy het wonders gedoen. Vandag kuiergaste gehad. Amen. I thank God for them. Amen. Jong manne wie in die akker van die Here staan en wie, jy weet nie, daar hoog in die lug wil vlieg nie. My men of God wat gewillig is om nog die groundwork te doen. Amen. Die grondwerk te doen. Amen. En post en amp is nie van belang nie, solank hulle net die werk van die Here kan doen. Ek is so dankbaar vir die Here, vir evangelist Jocelyn Snyman en nie bekeerde vriend van hom, broer, wie sy geestelike seun is, Jason. Dank God vir hulle. Amen. Ek kon toe weer 'n boodskap kry. Hierdie jongman sy hart was brandend toe hy in die God se teenwoordigheid sit en toe ons praat oor die woord en werk van die Here. Amen. So moet dit wees. Daar is nie tyd om tjekkies en duitjies te praat nie. Daar is nie tyd om oor vriende te praat en oor ander pastore te praat en ander leraars te praat en ander apostels te praat. Nee, die tyd is te kort en dis waarom ons die tyd moet uitkoop. Daar is boos. Ek luister vandag, ek sien op social media hierdie dogter wat weggeraak het verlede week of so 2 weke of ja verlede week, die bespiegelinge wat daar is rondom haar verdwyning en al dit. Mens kan net, weet jy, ons toevlug na die Here neem. Roekeloosheid neem toe. Weet jy, daar is 'n geweldige roekeloosheid en ek het jou die ander dag gepraat oor die wette wat gemaak word in hierdie land. Dit gee die krimineel vrye teels om te doen wat hy wil doen. Want hy weet, kom hy voor die landdros, gaan hy maar 'n paar dae kry, of gaan hy 'n paar jaar kry,
Amen. Des jare was doodstraf die inding. Hulle was, die gangsters was bang om dood te maak. Hulle sou ieder net wond. Maar doodmaak was buite die kwessie. Vandag is dit 'n inding om eerder dood te maak. En want jy weet, jy kom niks oor nie. Amen. En my gebed gaan uit vir die familie. Ons weet nie hoekom en waarom sekere goed gebeur nie. Ek het nou die dag daar die live gekyk, dat die Here praat duidelik en hard genoeg met ons mense om hulle aandag te kry. En dis tog my gebed dat die Here daai familie wie in onsekerheid staan, wie die weet wat links of wat regs is om te doen nie. Weet jy, my gebed gaan uit vir julle. Julle is in afwagting om te hoor wat die tydings is, maar ons vertrou God dat die Here julle styf teen die bors sal druk en vir julle deur sal kom. Halleluja. Vandaag, my liewe vriende, wil ek kort as met die praat oor die gedeelte in Filippense 4 vers 7 wat bekend is. En ek wil praat oor peace in the midst of the storm. Peace in the midst of the storm. Amen. En ek wil hierdie gedeelte as verwysing gebruik, as grondtekst vandag, en ek glo die Here ons gaan seën. Die woord van die Here lees, en ek lees uit die nuwe lewende vertaling, en ek gaan dan ook die ou vertaling, 33-53 vertaling vir u deurgee. Dan sal God julle sy wonderlike vrede gee, wat 'n mens nooit met jou verstand kan verklaar nie. Sy vrede sal wag hou oor julle hart en julle gedagtes, omdat julle aan Christus Jesus behoort. Ek wil dit weer lees, dan sal God julle sy wonderlike vrede gee, wat 'n mens nooit met jou verstand kan verklaar nie. Sy vrede sal wag hou oor julle hart en julle gedagtes, omdat julle aan Christus Jesus behoort. Amen. Die woord van die Here geseën. Kom ons lees die 33-53 vertaling, en dit lees die volgende: en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Amen. Sy vrede en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die woord van die Here geseënd tot ons harte. Liewe broer, suster, luisteraar, amen. Dit is duidelik dat ons lewe in 'n liefdelose wêreld. Ons kan dit hoe probeer mooi polish, ons kan hoe daarna kyk, maar die liefde onder mekaar het verkoel. Vrede is die een ding, my liewe vriend, wat in ons samelewings ontbreek. Misverstande is aan die orde van die dag. Konstante woordewisseling, konflik, dit is aan die orde van die dag. En weet jy wat? Ons moet gaan kyk na die oorsprong van hierdie misverstande. En dan sal jy agterkom dat die oorsprong eintlik maar 'n eenvoudige probleem is, en dit is kommunikasie. Die vyand het 'n manier gekry om ons altyd in misverstand te hou. Somehow verstaan ons nie mekaar wanneer ons met mekaar praat nie. Somehow kom die boodskap miskien verkeerd na vore. Paulus sê verskoon in
Die eerste boek van Korintiërs 7 vers 15 sê Paulus die volgende, hy sê, God het ons geroep om te lewe in vrede. Amen. Halleluja. Hy het ons nie vir iets anders by mekaar gebring nie, hy het ons nie vir iets anders gemaak nie, hy het ons geroep om in vrede met mekaar te lewe. Kyk my liewe vriende, kyk na jou omgewing, dan sien jy die teenoorgestelde. Kyk na jou huishouding, dan sien jy die teenoorgestelde. Daar's geen liefde nie, daar's nie vrede in jou huis nie. In jou omgewing is daar nie liefde of vrede nie. Mense lewe verby mekaar asof hulle nie bestaan nie. Halleluja, daar's 'n mens wat begrawe word in jou pad, dan weet jy nie eers dat die persoon afgesterwe het nie. So ver van mekaar af is ons en ons lewe wyd uit mekaar uit. Luister my liewe vriend, halleluja, daar is onrus tussen ouer en kind. Onrus in jou area, onrus tussen rasse, onrus selfs in die parlement, niemand verstaan mekaar nie. Baie van die onrus, my liewe vriende, sit oor in geweld. En sien ons mense in die hospitale opeindig, mense beland in die mok, as gevolg van hierdie onrustigheid en die konflik en die konstante misverstande wat daar is, wat oorsit in geweld. My liewe vriende, baie oorsake van hierdie vredeloosheid word veroorsaak, soos ek gesê het, deur die wette wat deur die government gemaak word. Doodstraf was afgeskaf en moorde het 100% plus toegeneem. Op die Kaapse vlakte, soos wat ek heiliglik met u praat, liewe vriende, sterf daar jong mense by die dag. Die oorsake in die meerderheid van daai sterftes, my liewe vriend, is as gevolg van gangsterisme. Kyk wat 'n mandaat het die vyand aan ons jong manne, aan ons jong mense gegee, om wreedaardig teenoor mekaar te wees. Omdat daar nie vrede tussen hulle is nie. Luister, hierdie gangsterisme, my liewe vriend, en geweld het selfs onskuldige mense al na hulle dood toe gestuur. Mense wie nie betrokke is in gangsterisme nie, was as gevolg van 'n kommunikasie of 'n misverstand, is daai persoon uit die lewe gehaal. Wat 'n koudheid. Halleluja, as daar nie vrede is, my liewe vriende, is dit 'n lewe van koudheid teenoor mekaar. Is 'n lewe van ek wil niks met jou te doen wees nie. Dit is 'n lewe wat nie mooi is nie. Dit is 'n lewe wat 'n afskuwelike geur afgee. Families, liewe vriende, so verhoudinge lê in skerwe, omdat kinders meer regte gekry het met hierdie nuwe wetgewings. Kinders se wette of die wet vir kinders is weeg swaarder as die toesig en die ouerlike verpligting wat die ouer oor sy kind kan uitoefen of het. Liewe dierbare vriende, wat ons government miskien nie verstaan nie, is dat solank as ons verskillende rasse het, sal daar verskille wees in gewoontes, in maniere van goed doen, in taalgebruik. Daar sal altyd 'n verskil wees. Maar die antwoord vir hierdie konflik en misverstande lê nie in die wet wat toegepas word nie, maar dit is opgesluit in die Here Jesus Christus. Want hy sê in die eerste boek van Korintiërs 7 vers 15, sê luister, ons is geroep om met mekaar in vrede te lewe. Liewe vriende, ek wil my haas om klaar te maak, want ek gewaar dat die Here vanaand met mense tog praat.
Romeine 12 vers 18 sê die skrif, Paulus praat hier, en ek wil het in Engels aanhaal. Hy sê die volgende, do everything possible on your part to live in peace with everybody. Do everything, beloveds, possible on your part to live in peace with everybody. Ek sien, daar is te veel vredeloosheid. Daar is te veel misverstande. En Paulus kom en hy sê, luister, kom ons lewe, ons probeer man, waar ons kan, kom ons lewe in vrede. Weet jy wat, daar is glad 'n liefdeloosheid binne in die huis van die Here ook. Mens verwag dit nie, dat in die huis van die Here sulke atmosfeer of gesindhede geskep word nie. Jy kan nie vir vrede daar buite gaan soek nie. Jy kan nie vir vrede, halleluja, by mense gaan aanklop nie. Jy kan nie vir vrede betaal nie. Want weet jy wat, ons dien volgens die skrif in die boeke van Jesaja. He is the Prince of Peace. Dis wie ons dien. Jesaja 9:6. He is the Prince of Peace. Paulus kom in Romeine 3 vers 17, dan sê hy die volgende, ek lees in Engels. Hy sê, they have not known the path of peace. En dit is die storie, my liewe vriende. Ons lewe in 'n wêreld waar mense nie weet wat vrede is nie. En die grondteks het ek gelees dat hierdie vrede wat ons dien. Kom ek lees die grondteks en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit is my grondteks. Hy sê, dan sal God julle sy wonderlike vrede gee, wat 'n mens nooit met jou verstand kan verklaar nie. Dis die vrede. Jy kan dit nooit verklaar nie. Want weet jy wat? Die vrede kry net by die Here. Jy gaan dit nêrens ander plek kry nie. We don't know the path of peace. Liewe vriende, Esegiel 7:25 sê die volgende. Hy sê, despair is coming. Ek lees in Engels. Despair is coming. You will look for peace and you will find any. Halleluja. Ons sal soek vir vrede, liewe vriende, in hierdie wêreld. Maar ons sal nie vrede kry nie. Jy sal na elke sielkundige toe hardloop, sodat jy kan antwoorde kry vir jou probleem, die haat wat binne jou opgesluit is, die onvergewensgesindheid wat binne jou opgesluit is. My God, maar jy sal dit nêrens kry nie. Die wêreld is in rep en roer, Rusland teen Oekraïne vir die hoeveelste jaar wat hulle oorlog maak. Israel Israel teen wat is die Hamas. Amen. Dit is 'n geweldige ding wat in ons wêreld aan die gang is. Geen vrede nie. My God. Halleluja. Maar hoor wat sê in Afrikaans. Esegiel 7 vers 25. Hy sê, as die ellende oor julle kom, sal hulle verlang na vrede. O, Here, ek prys U, maar daar sal nie vrede wees nie. As die ellende oor ons kom, as jy God nie het nie, hoor jy, sal jy soek na vrede, maar jy sal geen vrede sal jy vind nie. Jesaja sê in die 26ste boek, hy sê die volgende, Lord, give perfect peace. Here, gee vir ons vrede. Halleluja. Maar die probleem is, liewe vriende,
Ons wil nie die vrede hê nie. Want hierdie vrede verwag van my om met God in verhouding te kom. Ek het vandag vir hierdie vriende of gaste wat hier by my was, gesê, dat die snaakste ding van ons mense is, soos wat die vroue voor die graf gestaan, verwonderd gewees het, oor die liggaam van Jesus wat nie daar is nie. So staan vandag nog mense, verwonderd, glo nie dat die Here opgestaan het nie. My dear friend, my God is the Prince of Peace. You won't find it in your church. You won't find it at your friend. You won't find that peace at your workplace. You won't find that peace at the psychologist. Die enigste plek waar jy die vrede gaan kry is by die Here. Is hy met my? Die Here is die God van vrede. Ek haas my om klaar te maak. My liewe vriende, moenie laat ons onsself, halleluja, in die probleem sit waar ons hatig teenoor mekaar is nie. Mens kan met mekaar saamlewe. Al wat nodig is om in verhouding met God te gaan. Amen. Ons moet in verhouding met die Here gaan. Dis net hy wat ons verstand en ons sinne kan bewaar. Net hy wat ons harte en ons gedagtes kan bewaar. Dis waarom Paulus hier die 5de boek of die eerste boek van Thessalonicense 5 van vers 13 sê, be at peace among yourselves. Jaag na die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die antwoord lê by Christus Jesus. Vrede moet in jouself gebore word, my liewe vriend. Jesus Christus moet in jou lewe kom, sodat jy die vrede kan ervaar, wat verdraagsaam is. Die vrede kan ervaar, wat langmoedig is. Die vrede kan ervaar, wat nie kwaad met kwaad vergelde nie. Die vrede kan ervaar, wat lief is, selfs vir jou vyande. Amen. Dan sal jy die volkome verlossingsstryd het. Amen. Want in Christus het ons vrede. He is the Prince of Peace. Amen. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the Alpha and the Omega. Let us serve him. Let us welcome him in our hearts and our mind. En laat ons die Here, amen, dien in sy krag van sy opstanding. Dis net die vrede van die Here wat 'n wêreld kan verander. Dis net die vrede van die Here wat 'n nasie kan verander. Dis net die vrede van die Here wat huishoudings kan verander. My gebed is dat die Here ons sal dring tot sy voete, waar ons hom sal ervaar en hom in ons lewe toelaat. Hy is God en sonder hom sal ons nie vrede hê nie. Amen. Kyk maar wat in ons land aangaan. Kyk maar wat in ons land aangaan. Ons het eers nodig om te kyk na Israel en Hamas nie. Ons het nie nodig om te kyk na wat in Amerika besig is om te gebeur nie. Amen. Ons wil te ver gaan soek na tekens van hoe ons land en ons situasies in ons wêreld lyk. Kyk in jou area, kyk in jou dorp, kyk in, man, dit is duidelik sigbaar. Ons het die antwoord. Sy naam is Jesus. He is the Prince of Peace. Mag hierdie woord tot die harte geseënd wees. Mag u hulp en baat vind uit hierdie woord. En mag die Here se genade u vergesel van nou af tot in alle ewigheid. Mag hy u sy trou
sy regverdigheid en sy genade ervaar. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En ons sê amen. Die Here seën u vanaand.